Martie van Wyk praat oor vyande van hoop. Moeg en uitgeput, twee vyande van die hoop. Hallo Willem, hallo liefste luisteraar. Ons praat oor hoop. Om hoop te hê is so 'n normale deel van menswees. Dit is iets wat in ons ingebou is deur ons Skepper. Want soms kry ons in onmoontlike omstandighede dit reg om hoopvol te bly. Met God se gees wat binne in ons is en vir ons vrede gee. En ek kan hierdie met vrymoedigheid sê, want in God se woord in Romeine 15 vers 13 lees ons die volgende: Mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur krag van die Heilige Gees. Ja Willem, as Christene is ons veral bevoorreg, want die hoop wat ons binne in ons het Christus vir ons moontlik gemaak, deur sy seun vir ons te stuur, en daarom het ons as gelowiges altyd rede om mense met hoop te wees. Deur Christus glo ons dat alles wat stikkend en gebroken was, besig is om herstel te word. En ons kry ons hoop in die toekomsvisie wat ons het. Ons weet daar is 'n groter prentjie waarvan ek 'n deel kan wees. En nie net hierdie verhaal wat in my eie kop afspeel nie. Nee, ek is deel van 'n hemelse prentjie en deel van 'n ewigheidsplan, en daarom kan ek altyd hoop hê. Al lyk dinge hoe onmoontlik vir my. Willem, dit staan so mooi in Jeremia 29 vers 11 geskrywe, wanneer die Here self vir ons sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ja Willem en luisteraar, ons word veral in hierdie tyd daaraan herinner wanneer ons Kersfees vier en die werklike betekenis daarvan oordink. Maar ek verstaan ook baie goed dat almal van ons soms moedeloos word en die vermoë verloor om hoopvol te bly. Selfs ook in hierdie tyd, wat ons so duidelik herinner word aan die rede hoekom ons kan hoop hê. En miskien ook veral in hierdie tyd, wanneer almal fees vier en gelukkig lyk, vind ons dit soms moeilik om hoopvol te bly. En daar's baie redes hiervoor. Ons almal het dit al in 'n mindere of meerdere mate ervaar. Ek wil graag vandag oor een van hierdie redes gesels. En ek wil graag aan die einde probeer om praktiese raad te gee oor wat ons kan doen om hierdie ding beter te maak. Moegheid en uitputting is soms een van die redes hoekom ons moedeloos word of moed verloor. Willem, ek wil net eers gou duidelik beskryf wat ek bedoel met moegheid en uitputting. Almal van ons weet hoe dit voel om moeg of uitgeput te wees. En ek wil net vinnig hierdie twee toestande verduidelik. Moegheid is wanneer ek 'n spier of my brein so baie gebruik dat dit vir my voel asof ek 'n breekpunt bereik het. En dit verg rus om te herstel. Uitputting is weer iets anders. Dis wanneer my innerlike hulpbronne se energie gedreineer is. Hierdie uitputting het dalk niks te doen met enige inspanning wat ek gehad het nie. Mens kan uitgeput wees sonder om moeg te voel, en mens kan moeg wees sonder om uitgeput te voel. Ek het 'n baie interessante artikel gelees wat 'n persoon met die naam David Leipen geskryf het hieroor. Hy verduidelik dit so. Willem, David sê, stel jou 'n leë glas voor. Jy kan dit laat rus vir so lank as wat jy wil, maar rus sal nie die inhoud daarvan aanvul nie. Net so is my en jou liggaam en gees ook houers. My emosies, my intellek en my gees is die inhoud, die water. Ek kan net 'n emosionele, intellektuele of geestelike bydrae maak wanneer my houer oorloop. Dit beteken dat ek altyd meer emosionele, intellektuele en geestelike insette as uitsette nodig het. As ek voortdurend van die inhoud leegmaak, raak ek uitgeput. Mense met 'n emosionele, intellektuele en geestelike oorloop is mense wat energiek is. Aan die ander kant is uitgeputte mense die mense wat ander mense nodig het om hulle aan te vul. En ongelukkig is dit ook dikwels die mense wat ons oorloop dreineer. So Willem, David Leipen
sê die probleem is dat moegheid en uitputting baie dieselfde voel en ons misdiagnoseer ons kondisie. Ons dink ons is moeg, so ons rus, maar eintlik is ons uitgeput. En as dit die geval is, sal geen hoeveelheid rus ons innerlike hulpbronne weer kan herstel nie. Luister binnekort verder na Martie van Wyk. En die teenwoordigheid, en die teenwoordigheid, en die teenwoordigheid, vol ek bly, en die teenwoordigheid, ja, nie teenwoordigheid, en die teenwoordigheid, vol ek bly. Hoe ek kan bid, hoe ek kan bid, ek kan bid, grote God. Hoe ek kan bid, hoe ek kan bid, ek kan bid, grote God, want in U teenwoordigheid, in U teenwoordigheid, in U teenwoordigheid, vol ek bly. En U teenwoordigheid, Heer, in U teenwoordigheid, in U teenwoordigheid, vol ek bly. Maar nou eers die ander helfte van Martie van Wyk, ons pastorale beraader, se gesprek oor die vyande van hoop. Liewe luisteraar, jy wat so moeg voel aan die einde van hierdie moeilike jaar, miskien het jy 'n leiersposisie by die werk, of op daardie raad waarop jy dien. Miskien is jy die broodwinner of die hoof van 'n gesin. Miskien is jy 'n mamma met kindertjies in 'n huishouding. Of miskien is jy 'n student wat onder baie moeilike omstandighede hierdie jaar gestudeer het. Vra jouself die vraag, is ek moeg
of is ek uitgeput? Het jy al ervaar dat jy soms na vakansie moer by die werk terugkom as toe jy gegaan het? Omdat die rus en ontspan alleen nie jou uitgeputte innerlike reserves aangevul het nie. Of het die gevolge van die pandemie jou miskien nie net moeg gelos nie, maar uitgeput? David Leipen sê dat ons gewone kanale van restaurasie is nie meer so vrylik beskikbaar aan ons soos wat dit altyd was nie. Gewoonlik word ons herstel deur menslike kontak in die uitruil van energie en diskoerse. Selfs net in die verbygaan met mekaar, by die werk, by die skool, by die universiteit. Virtuele kontak deur Skype en Zoom of sulke platforms hou ons aan die gang, maar dit vul nie ons innerlike energie aan nie, want ons werk met 'n skerm en nie met 'n persoon nie. So Willem, jy wonder seker nou, hoe weet 'n mens of jy moeg is en of jy uitgeput is? Maar daar is 'n manier om te onderskei. Moegheid het gewoonlik te doen met die liggaam en die verstand. Uitputting is gewoonlik gekoppel aan my emosies, my intellek en my gees. Uitputting kan jou die gevoel gee van fisiese en verstandelike moegheid. Maar jy weet dis nie moegheid waarmee jy te doen het nie, wanneer jy rus en ontspan en dit jou nie vul en verfris nie. Die enigste manier om van uitputting te herstel is deur restaurasie, nie met rus nie. Hierdie mag miskien nou vir jou baie gekompliseerd klink, so ek wil dit so 'n bietjie verduidelik. Rus is gewoonlik 'n passiewe toestand, 'n toestand van niks doen. Restaurasie daarteenoor is 'n aktiewe, doelgerigte keuse om aktiwiteite te doen wat anders is as jou gewone roetine. Aktiwiteite wat energie gee, in plaas van om jou energie te neem of te dreineer. So om dit nog meer prakties te maak, gaan ek 'n paar voorbeelde noem om jou gedagtes aan die gang te sit. Om jou gees te verfris, kan jy miskien 'n punt daarvan maak om meer gereeld te bid en stil te word voor die Here en tyd te spandeer in die woord. As Christene is ons so bevoorreg, ons weet die Here nooi ons uit. Ons lees in Matteus 11 vers 28 hierdie bemoedigende woorde: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Die woord en die Here vul ons innerlike reserves met beloftes en waarheid en hoop, sodat ons genoeg het om dit ook aan ander te kan gee wat leeg en uitgeput is. Maar ek kan net gee as ek self oorloop. Nog 'n praktiese voorbeeld is om in die natuur te gaan stap en te gaan stilstaan by die geluide wat ek hoor en by dit wat ek kan sien en wat ek aan kan vat. Studies het bewys dat mens dit nodig het om in die natuur tyd te spandeer om weer vol te word deur ons sintuie. Om iets te lees wat mooi en inspirerend is, maak mens ook vol. En om fisies tyd te spandeer met geliefdes, om in mekaar se oë te kyk en te gesels, ruil ook energie uit deur daardie menslike koneksie met mekaar te deel. Luister na musiek, maar luister aandagtig na die musiek wat miskien kompleks en harmonieus is, wat ryk is aan klanke en temas en wat jou stimuleer. Gebruik jou brein vir uitdagings wat niks met werk te doen het nie, soos om iets te bou of woord of wiskundige probleme op te los in die vorm van speletjies. Of begin 'n joernaal en leer jouself beter ken. Willem, in my studeerkamer is ek baie lief om vir mense wat te neergedruk voel te vra: maak 'n lysie van die dinge waarvan jy hou. Wat is jou gunsteling kleur? Wat is jou gunsteling blom of musiek? Of jou gunsteling aktiwiteit? Skryf dit neer en maak 'n punt daarvan om jouself doelbewus daarmee te omring. My uitdaging vir jou in hierdie tyd, Willem en liewe luisteraar, ondersoek jouself, ondersoek jou maat, ondersoek jou kind, of die span saam met wie jy werk. Sien jy moegheid, of sien jy uitputting? Verduidelik vir die mense rondom jou die verskil en help hulle om die toestand waarin hulle verkeer te evalueer. Soms kan net 'n gesprek oor uitputting iemand anders help en weer hoop gee. Kom ons vul onsself en mekaar weer op,
sodat ons almal die nuwe jaar gesond kan begin. Liefde en seënwense vir die week.